Ons sê julle en baie welkom by Spiritual Talk episode 5. So hier langs my is Benny Jonker. Nou vir die wat al 'n paar keer ingeskakel en geluister het, hy was nou al so 2 of 3 keer hierso. Benny, dankie dat jy hier kom sit, altyd saam met my gesels. Dit is lekker om altyd jou insigte te kry. En Benny het vroeër in die week met my gesels bietjie oor 'n onderwerp wat hy bietjie wil deel vandag. En dis oor emosionele intelligensie. So natuurlik is dit ook 'n baie interessante en 'n nuwe onderwerp eintlik in vandag se tyd. En Benny, vertel ons 'n bietjie meer as ons begin van 'n kant af oor emosionele intelligensie. Ek meen, waar begin jy eintlik met dit? Ja, Pierre, in die eerste plek, dankie. Dis altyd 'n voorreg om hier saam met jou te kuier. Ek dink dis interessant. Wanneer ons kyk na emosionele intelligensie, soos wat ek net vir jou gesê het, dis 'n baie jong onderwerp. Ja. As jy bietjie gaan lees daaroor, sal jy sien, dis iets wat eers na 1995 regtig in plek gesit is en wat mense meer oor begin leer het. Maar wat interessant is van die emosionele intelligensie, dis eintlik 'n onderwerp wat direk uit die Bybel uitkom. Okay. Want kom ons kyk byvoorbeeld, as jy kyk na die vrug van die Gees, wat ons almal ken. Ja. Ons almal streef na die vrug van die Gees. Ons soek na die vrug van die Gees. Jy weet, die Engels sê love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness en self-control. Ja. Al 9 wat deel is van die vrug van die Gees het te deel met emosionele aksies. Definitief, ja. Alles. So met ander woorde, emosionele intelligensie en die vrug van die Gees is amper op dieselfde standaard. Met ander woorde, nou wat is emosionele intelligensie? Dit is om intelligent te wees oor jou emosies. Ja. Nou baie van ons het die idee dat ons emosies is of goed of sleg. Daar is nie so iets as 'n goeie en 'n slegte emosie nie. Alle emosies is inteendeel eintlik goed vir jou, want alle emosies is veronderstel om jou te help om te reageer nadat jy die situasie geëvalueer het. Weet, hoe reageer jy? Wat doen jy? En jy weet, daar's 'n baie interessante ding. Ek praat gister met Melissa, my dogter, en sy sê iets baie interessant. Sy sê ja, dis daai fight or flight Yes. reaksie. Ek het presies daaraan Reaction, gedink. ja. Jy weet nou, ek dink al baie keer aan, ek het al saam met my broer, loop ons iewers in die Bosveld. Ek kan nie eens onthou waar dit was nie. Maar dis soos 'n dis makdiere, man. Ja. So ons is daar by die klimraam en ek en hy is daar by die swaai. Next moment, hier's 'n vlakvark wat staan kyk vir ons. Ek weet in my kop sien ek Pumbaa wat daar staan. Maar ek weet, dit is nie vriendelik Ja. nie. En dan kyk ek soos jy weet, wat moet ek nou eintlik doen? Jy weet, gaan hy net aanhou kyk vir ons? Gaan hy ons bestorm? En dis ook daai van flight or fight. Jy moet ons nou hardloop. Ja. Ja, so ek verstaan, Ja, ek verstaan. Daai vrees kop in en dis nie dat 'n slegte emosie vrees is van self en dis net soos wat gaan ek nou doen nie meer, jy weet. Ek verstaan nou daai. Ja, daar's interessante goed. Daar's byvoorbeeld wanneer jy kyk, as jy die perspektief skep van 'n situasie soos daar. Ek lees so 'n kort ruk terug oor 'n verhaal van 'n man wat hy loop, maar hy het homself bewapen. Hy bly in 'n redelike gevaarlike buurt. En daar daag twee ouens op wat hom roof. En die eerste ding wat hy doen is as gevolg van die emosionele reaksie wat hy het. Hoor nou mooi, en jy moet nou die gedeelte baie mooi verstaan. As gevolg van die emosionele reaksie wat jy het. Nou wat gebeur wanneer ons 'n emosionele reaksie het? Ja, hulle sê dat jou brein vervaardig 'n chemikalie, Ja. soos adrenalien, met ander woorde Ja, wat ja. in jou liggaam invloei dan. Ja, ja. En wanneer daai adrenalien in jou liggaam is, dan het jy vir ten minste 20 minute het jy geen beheer oor jou aksies nie, want die adrenalien dryf dan jou aksies. Nou dis baie interessant. Hulle sê toe in daai geval, die eerste ding wat hy doen is hy skiet jou. Ja, Jy weet, hy skiet. ja. En die ander persoon hardloop toe weg wat deel was van die roof. En wat toe gebeur, die ander ou lê daar en hy beweeg en hy vat die geweer, hy skiet hom weer. Jo. Net daar is hy in die moeilikheid. Hulle kom arresteer hom, want die bystanders het gesê die persoon het tweede keer geskiet. En toe hy in die hof verskyn, sê hulle vir hom, hoorie meneer, maar wat dink jy het jy gedoen? Waarom het jy die persoon? Want as jy iemand die tweede keer skiet, dan is die intensie dat jy moord pleeg, nie selfverdediging nie. Dan Ja. verander die hele Verstaan. scenario. So wat baie interessant is, en toe kom van die baie kundige persone, en op grond van hierdie emosionele intelligensie, die studies wat hulle gedoen het en die bewyse wat hulle gehad het, weens die feit dat hy geen beheer gehad het vir die volgende 20 minute oor sy eie aksies nie, was hy onskuldig bevind. Okay. Want ons besef nie altyd nie, ons emosies, jy weet, is die dryfveer agter ons aksies. Ja. Ons reageer op grond van ons emosies. Nou wat gebeur? So wat ek sê, jou brein vervaardig 'n chemikalie en daai chemikalie vloei in jou liggaam in en wanneer jy op daardie punt is en daai chemikalie neem oor op jou liggaam, dan beteken dit jy het 'n geforseerde reaksie.
Nou daai geforseerde reaksie of aksie is dan die rede waarom ons partykeer voel maar ek kon my nie self help nie. Lees Romeine 7. Paulus sê die dinge wat ek wil doen, Dit doen ek nie. dit doen ek nie, maar die dinge wat ek wil doen, verstaan nie? Ja. So met ander woorde, daar het ons 'n bewys. So al hierdie scenario's of hierdie interessante stellings kan jy terugtrek na Bybelse beginsels toe. So met ander woorde, die probleem is net ons verstaan nie emosionele intelligensie nie. Emosionele intelligensie dink ek is bitter belangrik want daar's interessante scenario's byvoorbeeld. Hulle sê dat en dis nie 'n bewyste studie nie, maar net 'n teorie dat 80% van alle mense wat emosioneel intelligent is, het 'n beter kans op sukses in die wêreld as iemand wat of die res van die 20% uit die 100 wat net IQ slim is, Ja, wat IQ gedrewe is. ja. Want kyk, iemand wat byvoorbeeld IQ gedrewe is, baie slim persone, is gewoonlik mense wat sukkel om goeie emosionele reaksies toe te pas. Ja, soos 'n gewone, kom ons sê 1-tot-1 gesprek met iemand Ja. hou en daai behalwe nou ja, om 'n gewone 1-tot-1 gesprek met iemand te hê sonder om kort af te wees. En dis nie dat daai persoon mislik is nie, hulle weet dit nie. Hulle weet net nie hoe nie. Hulle weet nie om op te tree ook in sekere situasies Ja. want hulle het weer eens nie daai emosionele intelligensie om te weet, okay, dis hoe ek moet voel. En dis waar my punt inkom van empatie, byvoorbeeld. Iemand soos daai gaan sukkel om empatie te toon in 'n situasie want jy weet nie eintlik hoe nie. Jy's dalk nog geleer om empatie te toon nie. Ja, verstaan, jy gaan meer fokus op die feite. IQ-gedrewe persoon is meer gefokus op die feite. Ja, dis feitgedrewe heeltemal. Ja, wat baie goed is, want ek meen, hulle soek die feite en hy sal vir jou redeneer, jy weet, dis wit op swart. Maar emosie-gedrewe persone is nie wit en swart nie. Verseker. Jy verstaan, kyk na vrouens byvoorbeeld. En baie vrouens gaan ons dalk kwaadlik neem, maar 'n vrou is 'n baie meer emosionele gedrewe wese as wat mans is. En weet, daar is 'n spesifieke rede vir dit. Maar emosies is bitter belangrik. Ons mans is weer meer geneig of weet ons vermy die emosionele kant, want emosies maak ons swak. Maar wanneer jy werklik waar 'n studie doen van emosies is bitter belangrik in jou en in my lewe, want dis ons emosies wat ook verantwoordelik is vir ons gesondheid. Ja. Kan jy dink hoe voel jy as jy meeste van die tyd negatief ingestel is? Jy's mismoedig, weet jy's swaarmoedig. Ja, dit Verstaan jy? Dit gaan op 'n einde van die dag gaan dit jou goed soos ek vat nou iets soos depressie. Is iets wat baie meer makliker vatbaar sal wees vir jou. Want jy voel net moeg, jy voel nie lus vir die lewe nie. Ja. Jy voel heeltyd negatief. Dan is depressie amper soos jy kan maar 'n boksie tik, dit gaan gebeur met jou want dit gaan eintlik hand aan hand met mekaar. Maar as jy kan opstaan en jy kan jou emosies beheer en jy kan leer wat dit is wat God vir jou wil hê. Soos ons nou jy begin met die vrug van die Gees, daai liefde, selfmoedigheid, blydskap. As jy dit kan produseer vanuit jouself en dit kan uitleef, weet dan jy beheer van jou emosies. En dan is emosies nie van ek probeer vrees eerder vir my nie, soos van ek verstaan vrees nou. En ek kan dit evalueer in die regte situasie en ek weet presies hoe om dit te hanteer. Ja, want wat die doel is van die emosies is om jou toe te laat om die nodige verandering op die regte tydstip toe te pas. Ja. Nou dis baie interessant want ons het eintlik met hierdie idee begin rondom, jy weet, ons daaglikse lewens wat ek en jy leef. En as dit baie interessant, en ek is oortuig daarvan, hier is my teorie dat 80% van al ons probleme is weens die invloed van ander mense. Okay. Verstaan jy? 80%. Ja. So nou raak jy al 'n punt aan wat ons almal definitief mee kan gesaamsels, want ons haal nou half die navorsing en die teorie en die gevalle studie eintlik uit en nou bring ons dit ding terug van 1-tot-1 en almal wat inluister. So en as jy nou 'n bietjie meer kan sê, jy het nou begin op die punt van emosionele intelligensie is ook iets wat ons almal aanraak en dit begin met invloede van ander mense ook nou. En as jy kan uitbrei op dit nou, hoekom sal jy dit sê? Weet jy, die rede waarom dit sê, kyk byvoorbeeld waar jy werk. Baie mense werk onder baie moeilike omstandighede. Ja. Nou hoekom is hulle omstandighede moeilik? Weens die druk wat iemand anders op hulle sit. Yes. So met ander woorde, dis nie jouself, dis nie jou aksies, dis nie waarmee jy besig is wat jou onder druk sit nie. Dis die druk wat iemand anders op jou sit. Okay. Jy wat self deel is van die bediening, jy weet wanneer jy met mense werk, wanneer jy berading doen en jy moet, jy weet, jy sit jouself in 'n situasie waar jy verantwoordelik is vir iemand anders se, ek wil die regte woord gebruik, kom ons sê probleme. Jy weet, so, maar die probleem is, ons kan nie ander mense se aksies en reaksies bepaal nie. Ons kan net vir hulle goeie raad gee. Ja. Jy kan hulle in die regte rigting probeer stuur. Jy verstaan? En wat hulle daarmee doen, is aan die einde van die dag dan die resultaat of die effek wat in hulle lewens verder vir hulle werk of nie gaan werk nie. Nou daar's 'n interessante beginsel, ek het net vir jou gesê.
Die Bybel sê vir ons dat ek en jy verantwoordelik is om liefde teenoor ons naaste te wys. Ons weet dit, ons het daaroor gepraat die vorige keer. Ja. Want interessant is, maar hier is die probleem. Nou, dis my altyd so besonder. Die wetenskapstudie het weer vir ons gewys dat wanneer ek en jy iemand probeer help, die eerste keer wanneer ons hulle help, is dit goed en wel. Ja. Weet, dis 'n goeie daad. Maar wanneer ons hulle die 5de keer help, sonder dat ons vir hulle 'n oplossing gegee het om hulle self te help, het ons 'n giftige afhanklikheid geskep. Die Engels het 'n beter woord, hy praat van toxic dependency. So dan skep ons 'n toxic dependency en daai persoon gaan heeltyd terugkom, help my, gee vir my. En dis wat baie keer gebeur, veral in welsynsorganisasies. Is dit nie ook frustrerend nie? Jy weet, ek dink na die 5de keer, dan raak jy frustreerd en dan help jy weer, want jy probeer net die ding verby kry en dit kan aangaan met die volgende goed en dan volgende week is dit weer. Ja. Ek dink dit sal nogals baie frustrerend. Jy sien, en dis waar mense moet opgee. Ja. Want jy kom met die beste intentions, jy wil iemand help. Ja. Maar hierdie ou kom naderhand van, maar hoorie, ek het jou nou gehelp en wanneer wil jy jouself help? Die probleem is, ons gee nie vir hom 'n manier of 'n resep hoe om homself te help nie. Hy het afhanklik of sy het afhanklik geword van jou. So nou sit jy in die scenario en jy het al hierdie druk op jou, hoe help ek? Jy weet, wat kan ek anders doen? En skielik is dit net van, ek wil nie meer nie. Ek stel nie meer belang nie. En ek dink baie mense voel so. Hulle raak betrokke by iets en dan éventueel gee hulle net op. Hoekom? Want die druk is net te veel, want daar was nie 'n oplossing van die begin af van hoe hierdie persoon homself kan help nie. En dis waar die probleem is. Jy weet, emosioneel gedrewe mense is altyd in, daar's 'n baie interessante stelling wat jy sal sê dat jy weet, jy is wat is die regte woord waarna ek soek, maar wanneer jy net reageer voordat jy dink. Jy verstaan, baie van ons doen dit. Ons reageer voordat ons dink. Ja. Ons doen voordat ons dink. Emosionele intelligensie vra van ons dat ons eers sal gaan evalueer voordat ons iets doen. Want wat se effek gaan dit op my hê? Wat se effek gaan dit op die ander persoon hê? Verstaan jy? So op die lang termyn skep dit vir jou 'n scenario en 'n oplossing wat jy kan gebruik om te sê, weet jy wat? Voordat ek iets doen, moet ek eers kyk waar gaan ek eindig. En dis bitter belangrik want die meeste van ons spring in iets in sonder dat ons kyk na die nagevolge van dit en dan gee ons net moed op. Okay. Wel, kom ons vat die punt van kommunikasie en konflikhantering. Ja. Jy weet, dis in 'n werksplek, dis by jou huis, dis eintlik enige plek. En nou vat jy konflikhantering of kommunikasie tussen, kom ons sê 'n man en 'n vrou. Daar's iets waaroor hulle vassit en nou so onmiddellik altoe se emosies begin opwek. En dit kom amper natuurlik want jy raak kwaad, jy raak gefrustreerd. En in 'n oomblik, omdat jy nou emosioneel opgewek word en sy emosioneel opgewek het, begin altoe se stemtone harder raak. Ja. So ons begin nie meer praat met mekaar nie, ons begin nou skree met mekaar. Ja. En nou begin jou liggaamstaal begin dit ook nou wys. Jy weet, dit is bietjie meer van aggressiwiteit wat in jou liggaamstoon is, van miskien stamp jy daai ding weg of jy weet jy gooi die glas of alles in verskillende man. Jy gebruik bietjie meer jou hande, jy beweeg bietjie meer en dan kom maar verlede, dis een van die goed wat altyd dan terugkom. Foute wat jy gedoen het en dan begin dat lelike woorde oor en weer gesê word. Dan bereik dit 'n breekpunt waar albei net ophou praat en albei gaan hulle eie rigtings in. En na, ek weet nie, party is 'n dag, party is 'n maand, party is 'n week, dan kom dit weer so nou kan ons weer begin mekaar praat en ons is nou weer okay. Maar ek dink wanneer jy kwaad raak, veral in 'n konfliksituasie is van jy voel hierdie emosies begin in jou opwek. Ek dink miskien moet jy dalk eerder net 'n pause vat en sê okay, wag, nee, ek wil nie nou praat nie. Kalmeer dalk net eers, hervorm net jou gedagtes bietjie, probeer uitvind wat is dit wat jou frustreer en waar jy wil uitkom, wat is dit eintlik wat jy wil sê en hoe jy dit wil sê. Ja. En dan wanneer jy en selfs die ander party dalk voel, okay, altyd van ons is bietjie rustiger, probeer dan gesels. Want ek is seker daarvan dat jy het tyd gehad om hierdie emosies te bewerk binne in jou, jy het bietjie rustiger geraak, jy het bietjie meer duidelikheid gekry en nou gesels jy daaroor en ek dink albei kan dan met 'n sagter stemtoon met mekaar gesels oor dit. In plaas van dat julle alles binne 5 minute wil uitsit en net harder praat as jy Annie en jou punt eerste stel bo daai sin. Ek dink dit kan help. Ja, ek dink wat baie belangrik is, jy weet, om jou stelling te bevestig, is dat die Bybel leer vir ons hier baie, hy sê, beoefen julle in die geestelike gawes. Nou daar's die kernwoord, beoefen julle. Baie mense dink hierdie goed kom natuurlik. Dit kom nie natuurlik nie. Dit kom nie. Die natuurlike ding is wat jy nou net van gepraat het. Die scenario's, jy word kwaad,
Jy begin skree, jy begin die verlede herhaal, jy sê iets wat jy nie wou sê en jy doen iets wat jy nie wou doen nie. En jy weet dat daar's 'n stelling wat ons geleer was toe ek baie jonger toe sê hulle jy kan spykers in 'n stuk hout inslaan. Jy kan die spyker weer uittrek, maar die gat sal altyd daar bly. Ja, dis So die skade is reeds gemaak. En dis wat baie keer gebeur. En daai wonde wat ons opdoen weens 'n gesprek soos daardie of weens 'n geval so daardie, jy weet, is partykeer dit voel of dit nie kan genees nie. Dis 'n emosionele letsel. Ja, daar's die regte woord. Dis emosionele letsel. Jy sien en daar's dit weer, emosionele letsel. So ons onderskat die waarde van goeie emosionele intelligensie, want jy het dit gesê, as jy dit opsom, kyk waarna toe gaan hierdie scenario beweeg. As jy begin skree, as jy begin kwaad word en jy begin goed rondgooi, waar gaan dit eindig? Verstaan? Som die situasie op. En hierdie goed moet jy beoefen, want dis regtig, dit is belangrik. As jy nie gaan nadink oor hierdie goed nie, gaan jy nie in beheer wees om jou emosies intelligent te gebruik nie. Daar's tye wat jy moet kwaad word. Ja. Daar's tye wat jy moet. Kwaad is nie 'n slegte emosie nie. As jy weer met huil, as jy weer met lag. Presies. Ek gedink aan daai skrifgedeelte Ja, Prediker 3 waarvan jy praat. Jy weet daar's 'n tyd vir alles, tyd om te lag, 'n tyd om te huil. So met ander woorde, die beginsels is daar vir ons gegee. En wat vir ons 'n bewys is dat geen aksie en reaksie weens emosies is vir ons 'n slegte ding nie. Ons moet net leer hoe ons dit kan hanteer. En is belangrik. Ek dink nie daar's 'n kortpad nie. Jy gaan moet begin werk. Kyk waar jy kan evalueer is jou swakste emosie. Jy weet, waarmee sukkel jy? Is jy baie sensitiewe persoon, word jy maklik kwaad. En werk daaraan. Jy weet, vind iets wat jy kan gebruik wanneer jy kwaad word. Soos jy net gesê, stop, dink, raak kalm. En verstaan, dis die ideaal, maar dit gebeur nie altyd nie. Maar dit beteken nie ons moet moed opgee nie. En jy weet, werk daaraan totdat jy daai emosionele intelligensie, totdat jy die toepassing daarvan in sukses behaal. Ek wil eintlik 'n vraag vra op dit en is dat indien jy nou half hierdie journey het, jy weet jy begin nou jou emosies beter verstaan en leer en ook toepas, is dit ook makliker vir jou. Ek wonder of ek wil eintlik so ver om te sê ek dink dit gaan so wees is dat jy gaan makliker ander mense se emosionele kondisies kan lees. Ja. So jy gaan kan lees, jy gaan kan sien in daai persoon se liggaam of miskien in hulle gesigsuitdrukking dat dalk verstaan die persoon nie eintlik wat jy wil sê of jy kom oor aan die persoon as aggressief, maar eintlik doen jy nie. En nou moet jy onmiddellik ook weer stop en sê, okay, wag. Hierdie persoon ervaar my as aggressief. Kom ek kyk om 'n ander manier dit oor te dra dat die persoon nou nie my sien as aggressief nie, want dit is glad nie my intensie nie. En ek wil nie so oorkom nie, maar daai persoon sien dit so. So ek moet ook ander mense se ek wil amper sê emosionele toestand makliker kan lees en ek dink ek gaan dit makliker lees soos ek ook groei in myself. En ek dink ek het al mense ontmoet wat byvoorbeeld ek maak baie keer grappe met mense. Jy weet, stergend, jy weet eintlik maar speel eintlik net. Met baie mense het dit was 'n geval waar ek saam met iemand werk en hulle vir my eendag eenkant toe geroep en sê, "Is jy kwaad vir my?" Sê ek, "Hoekom is jy kwaad vir jou?" Sê ek, "Nee, maar jy doen dit en sê ek grap net met jou." En hy het dit nie as 'n grap ervaar nie. Toe kom ek agter, okay, nee, mense verskil van mekaar. Mense sien goed anders as wat jy dit noodwendig sien en jy moet baie keer mooi dink met wie jy sekere goed doen. Ja, jy sien, daar's 'n interessante stelling rondom dit. Hulle sê dat ons is baie maklik om ander mense te beoordeel op grond van hulle aksies. Ja. Maar ons beoordeel onsself op grond van ons intensies. Dis nogals 'n sterk stelling. Verstaan jy? Dis 'n baie sterk stelling, dis 'n belangrike stelling. Want wanneer iemand iets doen, kyk wat het jy gedoen. Ons sal hom baie maklik herhaal, onthou jy wat het jy gedoen? Maar wanneer ons onsself beoordeel, dit was nie my intensie nie. Dis nie wat ek eintlik bedoel het, jy verstaan nie? En as maar daai selfde beginsel toepas op ander mense, wat was die intensie? Die woord sê dieselfde. Hy sê God beoordeel ons op grond van ons intensies, nie op grond van ons aksies nie. Want hy sê hy beoordeel die hart. Nou jou hart is die samestelling van jou intensies. Wat was die intensies gewees agter jou aksies? Verstaan jy? En dis bitter belangrik want ek dink iets wat ons moet leer en hier is seker vir my die moeilikste ding. En spesifiek rondom gelowiges. Gelowiges wil geesgedrewe mense wees. Ja. Jy weet, en ons skep die ander gedeelte, die sielsdimensie en die liggaamdimensie skep ons al wat ons wil geesgedrewe wees. Maar ek kan ons nie eintlik blameer nie, want as jy vat, dis hoe jy geleer is. Ja. Dis hoe jy geleer is dat die vlees is sleg en jy moet dit vermy ten alle koste en dan en daar's nie hierdie dieper betekenis gaan soek in die vlees van
verstaan ek my emosies? Wat moet hierdie deel? Wat is die funksie van die vrees? Wat is die funksie van die emosie van kwaad, woede en vrees? Ja. Want op sigself word jy geleer, dis verkeerd, jy moet dit vermy. Vermy dit of onderdruk dit, ja. Ja. En jy kan jouself dink as jy dit onderdruk en vermy. Ja. Dis eintlik 'n wanpersepsie en jy kan ook nie jou volle self uitleef nie. Want woede en vrees is deel van jou as mens. Dis nie asof dis nie asof iemand wat lank 'n pad stap met die Here glad nie woede in hom het nie. Die emosie woede bestaan net nie in hom nie. Dit bestaan ook in hom en hy beheer dit net reg. Ja, ek dink Paulus sê dit en hy beskryf dit. Ek dink hy skryf dit Tessalonisense waar hy sê magtige Vader van ons Here Jesus Christus, die God en Vader van ons Here Jesus Christus, julle gees, siel en liggaam bewaar. So met ander woorde, hy praat van die driedimensionele samestelling van die mens. Ja. Nou, waarom sal hy sê mag hy jou gees, siel en liggaam bewaar? Met ander woorde, hy praat van hierdie samestelling. Hierdie samestelling, ons is nie net gees nie. Ons is gees, siel en liggaam. En as jy nie verstaan dat jy 'n driedimensionele wese is wat in al drie aspekte moet saam funksioneer nie. Jy weet, ons het die samestelling van ons is 'n totale mens. 'n Totale mens is gees, siel en liggaam. 100%. In die begin, Genesis sê God daar, hy sê laat ons die mens maak na ons gelykenis en na ons beeld. En dan 2 verse verder sê en laat hulle heers. Verstaan, daai woordjie laat hulle heers. So dis die beginsel daai. Ons moet leer om te heers oor hierdie emosies. Ja. Verstaan jy? Emosies is nie sleg nie. Daar is net 'n spesifieke rigting waarin die emosie jou moet lei. En as jy nie verstaan hoe werk jou emosies nie, gaan jy verkeerd reageer. Ja. En dan begin ons oor die emosies is nie goed nie. Jy het net nog gesê jou vlees is nie goed nie, emosie is nie goed nie. Onderdruk dit, steek dit weg, vermy dit. En dis nie veronderstel hoe dit moet werk nie. Ek dink ook met emosies, dis ook maklik. Ongelukkig is dit so dat ons in 'n wêreld is waar mense hulle eie behoeftes en bevrediging najag. So hulle kom op 'n punt waar hulle ook mense manipuleer, emosioneel manipuleer. Yep, ja. Die musiek is een van die goed wat mense maklik emosioneel kan manipuleer. Stories wat jy bietjie draai kan mense maklik manipuleer want jy ervaar empatie. Jy het tog gehard, jy voel jammer vir die persoon. Meanwhile manipuleer hulle jou emosies om die beste uit jou te kry, om iets uit jou te kry tot gunste van hulle en tot nadeel van jou. Ja, tot gunste. Ongelukkig is dit maar hoe dit is. Dit is daar in die wêreld en ons kan dit baie keer nie vermy nie, maar ons moet oop wees vir dit. Ons moet verstaan dat daar is mense wat hierdie tipe goed gaan probeer doen. Daar is mense wat jou emosies gaan probeer manipuleer. Maar weer eens, en ek dink dis waar emosionele intelligensie weer inkom. Want as jy gaan kyk na 'n klein kind, 'n klein kind se emosies kan op en af gaan binne 2 sekondes. Ek het al gesien kind 100% gelukkig val oor 'n klein teddy, staan en kyk vir jou en as jy wys o, jy het dit seer gekry, onmiddellik skree en huil hulle. Dan kan hulle op tot ja, maar kyk hier gat in die vloer, dan kyk hulle so net beskiedigheid. Ja. Eers kyk hulle op huil. Dan kyk ek soos jessie. Dit is so maklik om jou half eintlik te manipuleer en nou eers skielik is jy nou weer fyn. En ek dink baie mense gebruik dit nog steeds in volwasse mense, jy weet. Natuurlik gaan die emosies so op en af vinnig nie, maar hulle kan nog steeds jou maklik manipuleer want hulle gebruik jou emosies teen jou. Ja, dis baie waar. Mense gebruik jou emosies teen jou. En daar is soveel. Kom ek gee 'n mooi voorbeeld. Toe ek groot geword my pa het vir my gesê nee is nie 'n vloekwoord nie. Weet jy hoeveel mense vind dit moeilik om te sê nee? Ja, jy voel skuldig. Jy voel skuldig, verstaan jy? Iemand kom by jou en dan dis presies daardie scenario. Hulle manipuleer jou, ag asseblief. Ag wil jy nie vir my nie. Ag, jy weet, ag asseblief, ek sal weer vir jou. Jy weet, en jy kom net en die volgende keer is dieselfde ding. Dan sal hulle weer dan juist van ja, jy wil sê nee, jy weet jy moet sê nee, maar jy vind dit net nie om te sê nee nie. En jy doen dit teen jou wil. Jy is swaarmoedig. Jy weet, dis naderhand jy begin daardie persoon vermy want jy kan nie sê nee nie. Jy sien, en dis een van die goed wat ons moet leer. Nee is nie 'n vloekwoord nie. Want nee is ook 'n goeie ding, want aan die einde van die dag, ons het so rukkie terug op die vorige episode het ons gepraat oor die beginsel van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So met ander woorde, wat goed is vir jou, is dan goed vir die ander persoon. Hier is die probleem, ons kyk nie na onsself nie. Ons stel ons nie self as eerste prioriteit nie. Ons sal onsself heeltemal verkrummel tot gunste van ander mense. Daar's hy. En dan op 'n van die dag kom jy op 'n punt waar jy eintlik nie eens meer is wie jy was oorspronklik nie. Jy kan jouself amper nie eens meer herken in die spieël nie. En dan is jy ook weer baie meer vatbaar vir ander goed. Want jy dink nie meer soos jy gedink het voorheen. Jy redeneer nie meer soos jy geredeneer. Jou selfbeeld is heeltemal verkrummel want jy voel asof daar nie liefde in jou is nie. Hoe kan jy lief wees vir jouself? So dit is so vatbaar vir elemente in die wêreld waarvoor jy voorheen nie was nie. Dit is amper soos 'n emosionele immuunstelsel wat half heeltemal weg is nou.
Ek wil nou ook nou nie daai woord vir enigiets gooi nie, maar dit voel vir my dis dieselfde beeldspraak wat die inkom eintlik. Ja, ek meen jy kan jou emosies self, dis 'n belangrike punt wat jy aanraak daar. Jy kan jou emosies self ook beskryf. Goed soos vrees is 'n beskermingsmeganisme. Yes. Want as jy nie vrees nie, gaan jy nie vlug nie. Ja. Verstaan jy? Kan jy self jouself instel of jouself verbeel wanneer jy in 'n situasie is en jy's veronderstel om te vlug en hier staan jy en jy wil eers kyk wat gebeur. Jy weet, jy's in die wildtuin, jy klim uit en hierso is gevaarlike diere rondom jou. En jy vrees nie, maar hierdie dier, weet, jou lewe is eintlik in gevaar. Ja. En jy vlug nie of jy beskerm jou nie self nie. Waar gaan dit eindig? Dis waarom dit so belangrik is. Emosionele intelligensie doen met identifiseer die emosie. Nie onderdruk die emosie nie. En wanneer jy die emosie geïdentifiseer het, wees intelligent oor die emosie. Verstaan waarom die emosie daar is. En wanneer jy verstaan waarom die emosie daar is en jy pas dit korrek toe, wel, tot wat sal dit lei? Tot sukses. 100%. En ek dink my punt sal wees om te begin by dit, as ek nou hier sit en ek is nou miskien die eerste een wat dit nou gehoor het, miskien vandag, soos jy nou inluister, en dan, ek dink, as jy vir jouself moet vra, waar begin ek nou met dit? Is my antwoord eintlik al heel eerste, die Heilige Gees. Dis die vrug van die Gees, wat uiteindelik nog steeds voortbring, wat produseer uit jou, die liefde. Ja, jy sê dit belangrik, ekskuus dat ek nou so in die rede val, ek wil net iets byvoeg by dit, want baie keer lees ons die Bybel oppervlakkig. En wanneer ek praat van oppervlakkig, dan lees ons byvoorbeeld die vrug van die Gees, maar niemand van ons weet hoe om die vrug van die Gees toe te pas nie. Ja. Ons weet die vrug van die Gees is liefde. Ons weet die vrug van die Gees is vrede. Maar wanneer ons in 'n scenario bevind waar dit moet is dit die tweede of die derde ding. Eers na die tyd. Dit kom na die tyd. Ja, ek wil net weet jy, sê, ek moes eintlik, ek is so jammer, jy weet, ek moes vredevol gewees het hier. So ek moes self weer toegepas het. Die beginsel is, dit moet ons eerste reaksie wees, want dis die produsering van die vrug van die Gees. Verseker. Ek dink jy raak die punt weer eens daar, soos in daai eerste reaksie is waarna ons moet streef. Want wat wil ek hê moet my eerste reaksie wees teenoor my vrou wanneer daar 'n konfliksituasie is? Wanneer ons sukkel om te kommunikeer. Wat wil ek hê is my eerste reaksie? Net so ook in 'n werksplek. Wat wil ek hê gaan my eerste reaksie wees as ek 'n werkgewer is teenoor my werknemers? Miskien het ek druk wat ek ervaar van hoofkantoor af iewers oor see of miskien iewers in die stad en nou ervaar ek daai druk van daai af daar wat iewers in die Kaapstad is en ek kom druk dit op my werknemers uit hierso in 'n klein plaaslike dorpie en dis nie hulle skuld nie. En hoekom kom jy op die punt? Hoekom laat jy toe dat ander mense se druk jou verhouding met jou werknemers beïnvloed? Hoekom laat jy toe dat omstandighede by die werk jou verhouding by die huis teenoor jou vrou of jou liefste of jou naaste, miskien selfs jou kinders beïnvloed? Dus dit moet iewers stop. Iewers moet jy sê, nee, ek gaan nie toelaat dat ek hierdie saam huis toe bring nie. Ek gaan nie toelaat dat die druk van die wêreld wat ek moet bereik en wat ek nog nie behaal het nie, my persepsie en wat ek doen by die huis weer beïnvloed nie. Iewers moet jy sê, nee, ek stop dit hierso. Ja, jy verstaan, en ek dink, jy weet, daar's beginsels. Ek wil jou 'n voorbeeld gee, interessant. Hier is nou weer eens 'n studie wat gedoen is buite die konteks van die geesteswêreld. Net 'n studie op ons as mens, hoe die brein funksioneer. Iets wat interessant is, waar iemand byvoorbeeld so Joe Dispenza, jy kan 'n bietjie oor hom gelees, baie hy het 'n groot dispensie. Wat met hom gebeur het, hy was in 'n ongeluk geweest. Hy was 'n baie sportiewe persoon geweest en hy dink dit een vir hierdie Ironman geleenthede wat hy by was, hy moes swem elke dag van Eysterman 3 kamp. Daar sy regteen. En hy was besig om sy fiets te ry en die beamptes wat daar was het vir hom gewys hy moet verbykom, maar die beampte het nie gesien dat daar 'n voertuig op pad was nie. En die voertuig kom en hy tref hom. En weens die ongeluk, weet, soos hy val en soos wat hy rol, sy hele ruggraat agter het seer gekry. En verskriklik. Ek meen van die wêreld het kollaps en jy weet dat goed gebeur. Hy was basies verlam geweest. Ja. En omdat hy 'n neurochirurg was, hy het werk met die brein gehad, het hy nog altyd geglo dat die mens kan homself deur die verandering van sy denke self genees. Ja. En hy het hierdie beginsels op homself toegepas. Nie 'n gelowige nie. 'n Persoon buite die konteks van die geesteswêreld kom. Hy het homself genees en dag loop hy. Maar dis die beginsel. Dis die beginsel. Die beginsel diskrimineer nie of jy oud of jonk is, dit diskrimineer nie of jy gelowig is of nie, dis die beginsel wat hy toegepas het. Ja. En dit gaan weer eens daai versterking van jou gedagtes en van dit daaruit, want die versameling van jou gedagtes gaan uiteindelik die resultaat van die lewe wees. Natuurlik, ja. En hy het 'n boek geskryf wat handel oor rewire your brain. Yes. Okay, dis presies die beginsel, rewire. Okay, net dit te doen, die woord sê as jy Nuwe Testament lees, Paulus wanneer hy bid hy nie een keer vir iemand se omstandighede nie. Gaan doen dit, gaan toets bietjie in die Nuwe Testament. Hy bid nie een keer vir iemand se omstandighede nie. Okay. Wat hy wel bid is hy sê, mag God julle die insig gee, die wysheid en die kennis van wie
hy is. Maar hoor wat sê hy, die insig, die wysheid en die Kennis. kennis. Jy sien, en daar is die beginsel. Kom ons kom terug na Joe Dispenza toe. Okay? Kennis rewire jou brein. Brein. Met ander woorde, verstaan jy? Ja. Want wat gebeur? Jy skep nuwe neurologiese netwerke, ja. netwerke wat Ja. wat weens so jy herstel jouself. Nou wat gebeur? Jou brein bestaan uit verskillende komponente. Elke gedeelte van jou brein is verantwoordelik vir iets anders. Okay. Nou daar's gedeelte, iets interessant, baie studie wat hulle gedoen het. Iemand wat siek is, iemand wie goed gaan nie, jy weet grieperig is, Ja. doen hulle studie. En weet jy wat doen om daardie persoon uit daardie staat van daardie grieperigheid uit te kry? Hulle help hom om te fokus op dankbaarheid. Net dankbaarheid. As jy vir 3 dae lank op dankbaarheid alleen fokus, dan begin jou brein 'n chemikalie produseer wat, en ek wil praat onder korreksie, wat 200 keer sterker is as enige griepinspuiting. Jo, that's amazing. So dan produseer hy iets wat jou genees van binne af en al wat jy gedoen het is jy fokus op dankbaarheid. Dit jou brein herinner die hele tyd. Okay, Ja. luister na Filippense 4. Wat sê Paulus in Filippense 4? Die Engels sê rejoice always. Dan gaan hy sê, jy weet ek herhaal, verbly julle altyd. in die Here. En dan gaan hy verder in die Here. Jy's reg. En dan gaan hy verder, hy sê wees altyd dankbaar. So met ander woorde die beginsels, sien jy? So al hierdie goed beginsels trek ons terug na die woord toe. Dis nie buite die konteks van die woord nie, want daar is iets rondom die stellings wat hy vir ons gee, waarop ons ook dankbaarheid is 'n genesingsmiddel. As ons lank genoeg fokus op dankbaarheid, wie ons is, wat ons het, wie die Here is, wat hy vir ons doen. Dawid is 'n mooi voorbeeld. Die goedertiere net van die Here is tot in al ewigheid. Hy besing God se goedheid, wat hy fokus op sy dankbaarheid. Verstaan, dis geheimenisse wat ons nie ken nie. Ons verstaan dit nie. Ons wag dat alles uit die lig uitval. Dis 'n beoefening van die beginsels wat 'n effek het op ons as mens, wat ons liggame produseer en wat ons in staat stel om van binne af te genees. Yes. Ja. So met ander woorde, dit kom terug na die samestelling. Gees, siel en liggaam. Invloed, meditasie, toepassing. Gees, siel en liggaam. Want wat geestelik is die invloed in jou lewe. Yes. Wat sielsgedrewe is die meditasie van jou lewe. Yes. En die Mediteer op die woord en nou ons laas gepraat mediteer is die herstel. Daar's hy. Dis wat dit basies beteken en dan toepassing. Waarom sê die woord mediteer oor 'n saak? Verstaan jy wat is meditasie? Meditasie is die beginsel van dink daaroor na. Josua 1:8 wat jy gebruik het. Hoeveel keer dink jy daaroor Daagliks. Dag en nag. Jy sien, dis die beginsel. So met ander woorde, sien jy, ons het die geheimenis in die woord. Nou Spreuke sê is baie sonder, hy sê dis die eer van 'n koning om geheimenisse weg, die eer van God om geheimenisse weg te steek. Maar dit is die eer van 'n koning om daardie geheimenisse te soek. Daar sien jy. Ons het alles tot ons beskikking, maar die wat soek sal vind. Yes. Want ek like hy wat soek sal vind. En ek jy toe jy nou gepraat van die blydskap van 'n Filippense 4 te sê kom weer eens, maar dis tog die koninkryk, vrede, vreugde en blydskap. Geregtigheid, vrede en blydskap. Ja. En weer eens, wanneer jy daai blydskap het, voel jy vrede tog in jouself. Jy voel vrede in waar jy is in jou werk, waar jy is as mens, want jy verstaan jou identiteit in die koninkryk. Jy verstaan die genesing en toepassing wat daar is binne in jou vanuit die openbaring van die skrif wat die Heilige Gees elke keer vir jou gee. Jy het nou gepraat van Spreuke en ek wil sommer hierheen lees van Spreuke 16. Hy sê better to be patient than powerful, better to have self-control than to conquer a city. En dit is weer eens okay, dis nogal sterk woorde wat hy sê daar, maar dit is beter om self ek probeer nou 'n mooi Afrikaans ding van self-control, selfbeheersing. Dit is beter om selfbeheersing toe te pas as om 'n stad te oorwin. As jy 'n bietjie vandag sterm probeer vat, is beter om selfbeheer toe te pas as om 'n argument te probeer oorwin met iemand. As om argument met iemand te wen, so van okay, ek is nou reg en jy is verkeerd. Baie beter om selfbeheersing toe te pas. Ja, dis interessant want ek meen die beginsel is, jy weet, baie van ons dink byvoorbeeld en ek wil net 'n tweede scenario so skep, dat hoe meer geld ons byvoorbeeld het, hoe meer geluk sal ons hê. Waar die woord sê, dit het niks te doen met geld nie. Die woord sê ware rykdom word bepaal deur die vermoëns wat ons het om iets te kan doen. So dis die vermoëns wat ons het en wat ons toepas wat lei tot vrede, vreugde, geregtigheid. Verstaan jy? Geregtigheid. So met ander woorde, en hoe sê dit? In die Heilige Gees. So sien jy altyd die invloed wat ons het lei tot vrede, vreugde en geregtigheid. En dis vir my so belangrik en ek dink nie ons besef dit altyd nie, want dis hierdie geheimenis en hier is vir my die belangrikste. Dis so persoonlik. Verstaan? Dis so persoonlik. Jou
geestesgesondheid, jou emosionele intelligensie, is jou verantwoordelikheid. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Jy wat soek, sal vind. En glo vir my, daar is menigte hulpbronne daar buite. En ek dink dit is belangrik om dit te verstaan. Daai hulpbronne stel ons in staat, jy weet, om as jy soek, gaan jy dit vind. As jy leer, gaan dit deel word van jou. En wanneer jy dit deel maak van jou en jy kan dit toepas, dit verander alles. En ek dink nie ons besef die krag van daardie verandering nie. Ja, ek dink een ding wat vir my uitstaan is dat, soos wat jy genoem het van Paulus, wat op 'n spesifieke manier bid, het my oë nou opgemaak van, ek moet eintlik bietjie dit gaan ondersoek. En ek moet kyk of ek my gebedslewe so kan toepas. Want ek doen dit al klaar heeltemal anders as wat 'n mens normaalweg sou, soos wat jy normaalweg geleer is om te bid. Maar ek dink dit wat Paulus doen, gee dit vir my daai ekstra stapie nog om iets anders aan te doen, ietsie meer. En ek dink dit gaan vir my in my eie lewe nog meer beteken. Ja, jy sien wat in die Ou Testament sien ons die woord baie wat hulle gebruik meditasie, maar in die Nuwe Testament word die woord meditasie vervang met gebed. So met ander woorde, die beginsel is dieselfde. Okay, nou wat beteken dit? Dit beteken dat in die Nuwe Testament bid jy intentioneel. Jy bid nie net nie, jy herhaal nie net 'n rympie nie. Verstaan jy? En die meeste van ons het rympies wat ons herhaal. Wanneer ons intentioneel bid, dan gebruik ons intentionele beginsels wat 'n effek gaan hê op my omstandighede. 100%. Verstaan nie? So, gaan bid, gaan mediteer oor dankbaarheid. Wat se effek gaan dit op jou hê? 'n Genesingseffek. Net so is daar ander beginsels wat jy kan oor mediteer, wat jou hele menswees gaan verander, wat jou hele menswees gaan verbeter. Jy weet, soek jy nuwe idees, soek jy verandering. Daar is beginsels wat ons gebruik, en wat emosie gedrewe is, wat ons kan gebruik, wat ons as mens, jy weet, soveel beter en soveel meer suksesvol kan maak. Ja. Ons moet onsself eintlik die vraag vra, hoekom is daar mense wat jy ontmoet, wat net hierdie sprankelende persoonlikheid altyd het? Dis amper uitputtend vir jou, wanneer jy met hulle is, en dan kan jy nie verstaan, is dit iets hoe hulle groot geword het, is dit iets wat hulle net het, wat ons nie het nie, en dan dink ek net so, maar, hulle tog min of meer dieselfde wat ek het, jy weet, hulle bly nie dieselfde dorp, werk min of meer in dieselfde beroep, hoekom is jy soveel anders as ek? Ek vind dit nie verstaan nie, en ek dink dis daai. Ja, dis interessant. Jy weet, ek meen, ekskuus laat ek jy so in die val, maar daar is iets baie besonder om. Kyk byvoorbeeld net die verhaal van Josef. Jy ken die verhaal van Josef baie goed. Die verhaal van Josef, en ek wil altyd die goed terugtrek na die Bybel toe, dis wat ek wil doen, is dat wanneer Josef, toe hy met Farao in aanraking is, en selfs met die bakker en die skinker, is daar 'n beginsel wat uitstaan. Iets wat hulle sê van Josef, hulle sê daar is, die Engels sê, and God favored Joseph. Okay, so wat is daai favor? Dis hoe dit werk. As ek en jy in 'n gesprek is, dan gaan ek sê, hoorie, daar's iets anders in jou. God favored you, en wat ek sien is daar's iets anders in jou. Nou kan ek sê, okay, hoor, jy's nie soos die mense nie, nou kan ek jou gebruik. Wat het met Josef gebeur? Hy word bevorder tot die hoogste posisie in die paleis. Naas die Farao was hy die tweede in bevel gewees. Hoekom? Want die Farao het iets anders in Josef gesien. Verstaan nie? Because God gave him favor. En dis wat gebeur. En dis wat die beginsel, wanneer God ons guns gee en iemand anders sien dit raak, word ons bevorder. Daai persoon ken God nie eers nie. Daai persoon weet nie eens wat is die samestelling van geestelike aksie en geesgedrewe mense nie. Maar omdat jy anders is, word jy bevorder in 'n stelsel wat niks eers te doen het met waarmee jy besig is nie. 100%. Ek het dit al beleef. Dis baie interessant. Maar jy's Benny, ek dink hierdie se mondvol al reeds, en ek dink ons kan definitief bietjie, miskien 'n paar toe op hom uitpak, miskien op 'n ander manier, maar vir jou, dankie vir vandag. Ek meen, emosionele intelligensie begin nie eers as jy 18 is nie. Ek dink dit kan begin as jy 'n jong kind is al. En ek dink as ouers daai beginsel al reeds in iemand se gedagtes begin kweek van. Kom in 'n gewoonte van mediteer op blydskap, kom in 'n gewoonte van mediteer op vreugde. Dan kan jy heeltemal jou brein netwerk heeltemal anders. Die Engels is mooi, rewire. En dis vir my so mooi. En ek dink elke dag produseer jou brein ook nuwe neurone. So daar is nêrens 'n argument wat jy kan maak en sê, weet jy wat, ek is al 60, is te laat vir my nou nie. Jou brein produseer nuwe neurone vir nuwe pathways, nuwe netwerke elke liewe dag. Dis nie elke week nie, elke dag. So Paulus sê ook, word nie gelykvormig nie maar word getransformeer deur die vernuwe van jou denke. Bekering is weer eens ook, bekering beteken basies om anders te dink. So ek dink dit is
alles bou net so op mekaar in die woord. En ek dink as jy mense dit verstaan, jy kan dit oopbreek, is dit so amazing. Ja, as jy dit persoonlik maak en jy kan dit gebruik. En dis Ja. vir my belangrik en ek wil net iets laaste met dit afsluit. Ja. Is disintentioneel. Jy moet verandering intentioneel toepas. Dit kom nie outomaties nie. Ja. En wanneer jy verstaan dat jy dit intentioneel kan doen, wel, dit gaan jou dryf om na meer te soek. Want wanneer jy daai eerste verandering ervaar en jy sien die sukses agter dit, wel, dan is jy op die beginpunt van, jy weet, wat moontlik is. Jy weet, ons praat baie die potensiaal wat jy is om dit te ontwikkel. En ek dink dis belangrik, ja, en daarmee wil ek net afsluit, is reg. Ja, nee, het potensiaal moet jy altyd nastreef. Definitief. So, dankie vir julle wat ingeskakel het en dan sal ons julle definitief volgende week weer sien met Spiritual Talk episode 6. Mag julle 'n geseënde dag hê.